Jock, hallo. Yes, Ant-Man, hoe lyk dit? Lekker en jy? Nee, lekker, hoorie, dit is nog ongelooflik om hier te wees. Want ek en jy doen al werk saam vir hoe lank nou? Dis 10 jaar, 12, Dis 13, 14, Is 160. Zoiets. Hoeveel, ons kan teruggaan aan ons e-pos. Ja, nee. Maar dis hoe ek en jy baie kommunikeer. Is WhatsApp en Messenger en e-pos. Ja, dit is wat ons hier oor die algemeen doen. Is alles gevolg van jou voice-over werk wat jy eintlik doen. Ja, ja. So ek is nie die voice-over ou nie. Ek doen nie daai kom vandag na Pick n Pay en koop jou nuwe dis nie ek nie. Jy is die ou wat daai voice doen goed. En ek moet vir jou sê hoe interessante ding is, sorry, ek gaan jou nou in die rede val. Ja, jy het 'n crazy ding. Onthou jy was in die ijsprinses geweest, né? Ek was. Ja, ek Ja, onthou Sneeuwkoningin. Ja, Sneeuwkoningin, daar sê ijsprinses nie Selfde ding. Selfde ding. Ja. Ek sê gewoonlik Elsa as die Sneeuwkoningin. Ja, Frozen. Ja, dit is alles hoe ons mekaar ontmoet het is voice-over werk. Ja, Toevallig. ja, ons werk in die industrie en in die breë media industrie is daar die fasette is nogal baie. Want jy doen televisie, jy doen radio, wat nog? Dis divers. Ja, ek was ook ek weet nie of baie mense dit weet nie, maar ek het ook die stem gedoen vir Supersport Park. Ja. Wat ek die ouens aangekondig het, so as jy daar gesit het, dan sê ek van ja, en Simonele Makanya next in batter number 4 scoring 59 runs. Maar dit help dat jy lief is vir sport. Ja, dit help baie want ek is 'n groot sport. Ek het self cricket gespeel, dis die ding. Ja. So ek het van hoërskool af was ek baie goed gewees in cricket. Ek het my eerste span wedstryd gespeel toe ek dink 15 of 16 was. Ja. Daar rond, toe is ek ook genooi want ons het hierdie kompetisie gehad van aand cricket en AB de Villiers en Faf du Plessis was ook in daai ouens gewees. So ek het teen daai ouens gespeel. Jo. Ja, party van hulle was goed geweest daai tyd en party van hulle was nie so goed geweest. Ja, so hulle almal piek op 'n verskillende stadium. Ja, dit was letterlik daai situasie, Ja. maar ek het toe ongelukkig 'n baie slegte onderwyser gehad, so dis bietjie van 'n hartseer situasie. Maak en breek, né? Hulle kan dit doen. Ja, hy het my ek was op goeie vorm gewees en ek was great gewees en alles het fantasties gegaan en ek het goed gespeel en ek was genooi na die Titans se oefengroep toe en al daai lekker dinge. En hierdie onderwyser, ek dink dit was toe ek standaard 9 of matriek was, hy het my net gebreek. Hy het my conference so afgebreek en goed en as ek hom vandag sien wil ek hom eintlik op sy skop, want nee, dit was regtig, ek het toe gelukkig daardie tyd het ek bietjie gaan klap cricket en goed ook speel, so dit was baie lekker geweest, so ek het vir 'n rukkie het ek vir 'n paar verskillende klubs gespeel in Pretoria, eendag die André Nel, ek weet nie of jy nog kom onthou nie, hy het teen een van die klubs waar hy gespeel het hy nog gespeel en goed, en ons 'n paar provinsiële ouens ook daar gewees. Maar ja, ek is 'n groot sporter. Ja, maar jy's nie net in cricket en jy's in Formule 1 en al die goeters. Formule 1 is 'n groot passie. Ja, dis 'n massiewe passie vir my. So ek is ongelukkig. Ek weet nie ongelukkig of gelukkig is nie, maar Dit hang af is ek besig om aftrek te maak aan jou nee, kyk, aan jou lewe. ja, die ding is van kleins af my pa Formule 1. Dit was elke Sondag Formule 1 is op TV en dan kyk ek so en ek het so baie keer het ek in die slaap geraak, gaan eerlik wees. Dan kyk ons Formule 1 dan kry ek middagslaap en my pa ook want dan hoor ek daar in die agtergrond. Ja. Maar toe ek Maar daar's 'n ritme in daai. Ja. En dit was soos baie mense sê vandag is dit boring. Daai tyd was dit nie boring geweest nie, is vandag ook nie boring nie. Dit is nie, maar jy moet weet wat aangaan. Ja, as mense nie verstaan wat is nie. En ek glo met enige sport, jy gaan enige sport vervelig vind as jy nie weet wat die sport is nie en hoe dit werk en al die goed agter dit. Soos rugby kan vervelig wees vir 'n Amerikaner. Ja. En 'n Amerikaner gedink want hy verstaan nie. Ja. En ons ook met American football, as jy nie verstaan wat daar aangaan nie. Nou offense, maar is nog steeds. Ek verstaan wat daar aangaan is nog steeds. Ja, maar jy ken die korrelasie, né? Ja, dis die populariteit van 'n sport is direk parallel of hand aan hand met hoe maklik dit is om toegang te kry tot hom. Dis hoekom sport sokker so super populêr is, want al wat jy nodig het is 'n bal en 'n paar mense om saam met jou te jol. Jy kan selfs teen 'n muur skop as jy wil. Ja. Maar hoekom is rolbal dan so? Is dit? Ek weet nie. Was rolbal hier rond met die bal? Ek hoor nie baie dit in die sport verslaan nie, maar in elk geval, nee, ek niks teen rolbal nie. Ek love rolbal, by the way. Rolbal is nou 'n toenemende jong sport. So as veral rolbal. Ons kort dalk sport rolbal kommentaar op radio en TV. Ja, ek weet nie hoe genaai en werk nie.
Maar dit is baie dieselfde as dit gaan wees soos in veerpyltjies, né? Veerpyltjies is en hy rol die bal en hy gaan links en daar is die ander bal en hy gaan regs. Ek weet nie of dit die beste ding gaan wees vir radio nie. Jy gaan baie goeie klankverwerking nodig hê. So jy gaan daai rifle mic se goeders gaan moet werk daar waar daai balle tref, moet jy in stereo hoor, hy moet so in atmos, weet. En dan wen hy. Well done. Hy het nou net die ander ou se gat toegestop en dit is die skoot vir die dag. Sy gat toegestop. Letterlik, dit is hoe hy goed werk. Praat ons nog oor rolbal. Ons praat oor rolbal. Maar dis mos wat jy doen, is 'n spiteful game, is dit? Ja, dit is. Dit is. En wat jy het dit al gespeel nou? Ek het, maar nie vir enige kompetisie nie, net om te voel hoe dit voel. Glad nie. Nee, maar dis 'n amazing sport. Nee. Rolbals. Dis my so snaaks. Ek het die eerste keer 2 jaar terug. Is die eerste keer wat ek 'n rolbal in my lewe gespeel en ek was in Tsanin gewees. Ja. En hulle het 'n rolbalbaan nog gehad en die ouens vir my gesê, "Hoor jy wil jy rolbal speel?" En ek was in dis nie 'n sport waar almal doodgaan op nie, jy weet, dis mos net waar jy hartaanval kry en goed sê dis 'n sport wat die meeste hartaanvalle veroorsaak wat sy gehoor is die oudste. Ja, die gehoor is die exactly. Gewees. Ek weet nie of dit nog steeds so is nie. Nee, ek dink nou is die jong mense, maar ek gaan ja. Ek gaan toe en ek sien hulle pakkie goed vir ons uit en gaan speel laat die aand toe. Ek dink so 7 uur, 8 uur se kan die aand. Ja. Speel ons toe in die ligte aan en goeters en hulle sê vir my hoe jy moet rol en goed. En my eerste bal te gooi. Blykbaar briljant. Ek het nie geweet hoe dit werk nie. Toe sê hulle nee, dis amazing daai. Dus ek vind, okay, ek like hierdie sport nou. Tweede bal te gooi. Absoluut terrible. Dus ek vind, dalk is dit nie my sport nie. Maar ek het dit geniet. Dit was so interessant geweest om te leer, want ek hou van enige sport basies, wat jy iets niets van kan leer, of wat ook al. Ek is mal oor. En die reels, dus soos ek nou gesê het oor reels in sport, jy moet die reels verstaan van 'n sport, om dit regtig te waardeer. Soos die enigste sport, die een sport wat die meeste reels het in die wêreld, wat mense weet is rugby. En rugby het soveel reels en dis kom baie mense nie regtig in rugby is nie en dis dalk 'n swakpunt van rugby is. Hulle verstaan nie al die reels nie en daar's ook baie bekleierheid tussen mense want hulle verstaan nie die reels nie. En dieselfde is nou sit jy met skeieregters ook. Partykeer maak hulle foute, skeieregters maak foute en goed. Maar rugby is ook dit gaan oor interpretasie. So hulle maak 'n interpretasie oor 'n reël wat nou gebeur het. En die probleem is, dit is 'n menslike ding. So 'n skeieregter kan sy interpretasie maak oor 'n sekere ding wat gebeur het nou, byvoorbeeld by 'n losgemaal of 'n scrum of enigiets soos dit. En ander mense gaan nie saamstem met dit nie. En dit is hoekom rugby so 'n moeilike sport eintlik is. Dit is verskriklike moeilike sport om almal gelukkig te hou. Ja. Sokker baie maklik, dis makliker om dit so te stel, want jy kan sokker speel, jy kry 'n VAR. Dis oor die lyn, boom, dit is ongelukkig nie 'n goal nie, of dit's 'n goal of nie, daai is offside, yes, gaan VAR toe, hy is offside, ons almal verstaan dit. Rugby is intens, om dit so te sê. Dis regtig intens. Maar gebruik hulle nie te min tegnologie in rugby? Nee, hulle gaan ook nie meer gebruik nie. Die rede daarvoor is, hulle wil, die IRB, hulle hele ding is, hulle wil rugby vinniger maak. Dis kom ons jare terug, ek weet nie of jy kan onthou nie, het ons in plaas van scrums het ons kort skoppies gehad wat hulle gehad het. Ja. So hulle wil rugby vinniger maak, hulle wil die ball in play vinniger maak, want jou normale ball in play in rugby is min of meer 8 tot 10 minute. Dis wanneer daar nie onderbreking is van 'n scrum, kom ons sê 'n lyn staan of enigiets is daai nie. So hulle wil dit vinniger maak, dis die hele doel. En dis waarop hulle fokus is. So as hulle nog kom ons sê soos 'n VAR gebruik wat hulle al klaar doen, dis net ons televisie skeieregters wat ons nou het. As hulle dit nou gaan doen, gaan dit nog tyd wegvat wat hulle nie vir die IRB regtig nie wil hê nie. Dit sal fantasties wees. Hulle het nou byvoorbeeld dit verander dat die lynregters nou deel is van die skeieregtergroep en die ou kan van bo af kan ook roep en sê hoor jy het hierdie opgetaan goed. Maar hulle wil eintlik dit nie hê nie. Hulle wil nog steeds daai fokus hê net op die skeieregter. Maar dis nie wat ek bedoel met tegnologie nie. Wat ek bedoel met tegnologie is kan hulle nie met dieselfde tegnologie wat hulle vir Wimbledon gebruik om die lyne en goeie te judge, kyk of die ou uitgetrap het of nie, dat dit 'n tipe van 'n outomatiese ding is. Daar moet 'n masjien wees wat sê
uitgetrap. Net so, dan moet nie eers na iemand toe gevra of gekyk word, nie eers 'n line judge nie. Dit moet net soos daar en dan moet daar 'n lig wees, 'n so perslaser. Net daar. Persleiser, hoor jy daar uitgetrap? Ja, of as jy uitskop, dan kan hy vir jou presies sê waar presies is hy uitgeskop ensovoorts. Die ding is nou daar, dit sal nie gebeur nie, want ek sê maar hulle werk op die spoed van wat hulle die wedstryd. Maar dis my ding, is hulle verwys gewoonlik gaan hulle met die blokkie en gaan na die videoref toe en dan TV-ref en dan dit vat tyd en daai voel vir my of dit forever in 'n day vat. Ek dink ons moet die hoeveelheid kameras by 'n rugby, ek praat nou van die groot rugby, weet enigiets provinsiaal en op. Moet hulle die hoeveelheid kameras verdubbel. Hulle moet hulle moet amper daai Matrix revolving shots vir jou kan gee. Jy weet sodra daar nou as daar palle toe geskop word en dit word verdoel, dan moet hulle vir jou so 'n 3D shot gee waar hy so jy kan sien hoe vlieg die bal deur die lug en hy volg hom so deur die pale en jy sal nie glo nie. Daar is 'n tegnologie wat hulle gebruik al klaar in rugby. So as jy baie keer na die Wêreldbeker goed gaan kyk, dan sal jy sien, hulle wys jou, hulle kan 'n hele 3D dieselfde kom ons stel byvoorbeeld jy ry een van die nuwe karre en jy klim in jou kar en die tegnologie is al daar. So jy kan letterlik sit en jy kan sien die skerm daar. So hy kan vir jou wys die bossies wat daar staan, hy kan wys hoe karre en goed. Dit is jou kar alleen wat dit kan doen. Daai tegnologie is amazing. Rugby. Dit is is ongelooflik. Ja. Maar ek dink maar dis nou 'n spider camera deur bo hang, nee. Nee, glad nie. Dit word digitally bygesit. So dis glad nie jy bedoel dis 'n composite image wat hulle dan digitaal doen. Exactly. Okay, dis presies wat hulle doen. Ja. So, ek het al gesien, maar die spider cam is kritiek vir dit. Ja, die spidercam, jy het dit nodig. Ja. Die spidercam is kritiek daarvoor, maar as jy ek weet nie of jy gesien het nie, maar die spidercam word nie so baie gebruik in rugby nie en ons 'n goeie doel daarvoor. Dit skop hom raak. Ja. Dis die ding, want as jy gaan kyk in cricket, dan was 'n paar keer wedstryde gewees dat die spidercam ja. en dit vertraag die spel en maak dit moeiliker en wat se besluit neem jy dan en al daai. Ja. So ja. Nee, dit is maar dit is great tegnologie. Die tegnologie is daar. Maar ons moet die tegnologie vinniger kan maak. Ja. Dat hulle vinniger besluite kan neem. Of hulle maar dis nou waar hierdie AI nie goed. Ek in my kop, nee, ek kan vir jou sê hoe 'n rugby wedstryd 'n nagwedstryd lyk in rugby, né? 'n aandwedstryd. 'n Dag is bietjie moeilik, maar 'n aandwedstryd. Daar moet lasers wees van hier tot in Yazoo. Dit moet soos in daar waar dit moet soos 'n rockkonsert lyk as daai elke lig moet iets beteken. Ek praat nie van rassie op die dak nie. Ek praat nou van persliggie daar van bo af. Dan moet 'n rekenaar wees wat die hele game oversee en vir jou sê, hy moet nou en dan met lasers moet hy die score op die veld light, weet so tussen die game deur en als. Ja, ek dink daai is meer finansiële probleem. Dit is maar joh, dit gaan interessant wees en daar moet altyd iets gebeur. Ja, nee, dit is daar moet iets gebeur. Goed. Ek dink baie van die ouens as jy gaan kyk byvoorbeeld na die JRC nou op hierdie stadium. Oorseese ouens not so much, maar Suid-Afrikaanse spanne doen regtig meer effort met al hierdie tipe goed. Oorseese ouens is maar, jy weet, hulle speel klein stadions, ons 3 ouens en hulle kinders veral sit en goed, hulle is baie kleiner. Maar die Suid-Afrikaanse ouens probeer regtig meer effort te doen. Maar my baseline is maar die American football daai. Ja, maar moenie daartoe nee, ons gaan nie ja, hulle weet hoe om 'n show op te sit hoor. Ja, moenie met my begin in die Amerikaners nie. Nee, maar wag 'n bietjie. hulle weet hoe om 'n show op te sit. Daai hulle doen. Ja, maar ek jammer, hulle waar's ons stadions met 'n Trinitron flippin Merske display in die middelbo. Maar nou gaan ons weer terug budget. Soos daai ouens die hoeveelheid geld wat nou gedoen gesoek. Want byvoorbeeld as jy kyk die Super Bowl, ja, se ander mark is groot. Dis massive. Daar's 200 miljoen mense wat die Super Bowl kyk. Dis massive. Jy sal nie glo nie, maar dis ja, glo maar nou trek ek dit terug, né? Okay, so daar het elke stadion dit, né? Nie regtig nie, maar die meeste het. Ons kan dan een hê wat dit het. Ons kan hom Groenpunt of en wie gaan betaal Ramaphosa? Hulle kan. En wie gaan betaal? Ja, nee, dis waar, maar so weer ek hoor jou met die skaal van die wat moet dit die mark is net groter, maar ja, ons kan net een met sulke goeders in of wat ook al dit. Nee, dit sou fantasties wees. Wel dit bring ons nou weer op 'n ander situasie as die Formule 1 ding. As dit kom by geld en al goed. So as ons het dit gehad, né? Dis die ergste van alles. Ja, ons het opgepolder.
Ek waar ons nie opgebogger nie, die regering het opgebogger. Ja, die politiek. Die politiek het opgebogger. Maar anyway, nou byvoorbeeld die Formule 1, dit is ook 'n klomp geld wat moet uitgehaal word. Verskriklik baie geld, maar die goeie nuus is dat ons gekry het waarvan ek verseker weet is 2 ouens het klaar aangeklim. So ons weet nou okay, daar was 3. Kom ons begin net by die begin. So hulle het nou hulle goed ingestuur vir hulle gaan nou in Mei maand gaan dit instuur vir die FIA en sien wat toe gaan. Maar die Suid-Afrikaanse bids was nou gewees tot die 18de Maart. En die 18de Maart het hulle 3 plekke gekry wat hulle ingedien is. Ingedien is en goed. Maar ek gaan net fokus op een. Ek's jammer want dit is die een wat ek wil hê moet gebeur en wat moet wees is Kyalami. Ons het klaar street het circuit gehad met Formule E, nie gewerk nie. Was nie suksesvol nie. Om dit in Formule 1 te doen gaan dit ook nie werk nie want die tydelike goed wat met die opsit en met die hele C-punt sluit al die restaurante en goed. Ek dink dit gaan enigstens werk. Beautiful, maar dit gaan nie werk nie. Nee, fantasties. Dit gaan amazing lyk, maar mense gaan nie regtig daarvoor kyk, hulle gaan nie reis kyk. En hulle wou gehad het ook moet dan Groenpunt Stadion met hulle deurry en goeters. Dit gaan nie gebeur nie. Ek beloof nou die kostes is net te duur. Ja. Wat gaan gebeur is byvoorbeeld met hierdie situasie is nou die kostes, al die restaurante, al die besighede moet gesluit word vir ten minste 'n week of 2. En nou moet hulle daai kostes vir die ouens gee en vir hulle sê hoor julle moet julle plekke sluit, hier's vir julle 300 miljoen rand of wat ook al. Ja. En gratis kaartjies back weet by die pits en al die dinge. So daai is baie moeilik en hulle gaan die paai moet oordoen en hulle gaan ekstra teer moet lê in Seppen Stadium en so that's not gonna happen. Ek glo nie sê Kyalami het 'n paar upgrades nodig. Yes, ons weet dit. Ons is al klaar besig met praatjies en goed. Heineken en Red Bull het ook klaar gesê, yes, hulle sal help. So vir hulle, kyk, vir ons is dit wat 700 miljoen wat hulle moet ingee of 600 miljoen something. Vir hulle, nee, rand. Dis 'n rand gewerk. Ja, dis gaan dit gebeur. Okay, ons sukkel nou jy so die laaste budget laat klop is. maar die lekker ding vir hulle is so ek het laas die budget gekyk, ek weet nie presies onthou nie, maar ek dink dit is so vir hulle twee saam $50 miljoen. Red Bull en Heineken het daai geld. En hulle het gesê yes, hulle sal help. Wat 'n fantastiese ding is vir ons en goed. En ek is bly die ouens kon uitgegaan het en hulle sponsorship. Want dit beteken ons kan 'n hotel opsit waar hulle al die drywers gaan insit en nog al die bestuurders gaan insit en daai goed. So ek dink Kyalami 2027, yes, it's gonna happen. Ek is 100% seker daarvan. Daar's baie ouens in die FIA wat ook agter dit is en praat nie net van Lewis Hamilton nie, hy's net 'n bestuurder, maar daar's baie ouens ook wat dit weer wil sien. Want kyk, ons baie geskiedenis wat ons kan weet van wat ons al klaar weet van Kyalami. Onthou die groot ding van Kyalami wat se grootste geskiedenis is wat baie mense vergeet het, is die groot strikes, die lisensie strikes wat hulle gehad het en die ouens wou nie bestuur het terug in 93 nie, want hulle fooi het opgegaan vir 'n superlicense en die ouens het gestryk. So daai is 'n groot geskiedkundige ding wat ook gebeur het in die FIA wat baie mense nie kan onthou nie. Ja. En so ek dink die mense wil hê Suid-Afrika moet wees. Hulle sê Afrika en goed, die ander was Rwanda geweest. It can happen. Dit gaan Suid-Afrika wees. Rwanda het 'n oorlog. Hulle is besig om mekaar in te skiet daar so. Die enigste plek waar dit kan wees in Afrika is hierso. Dit gaan nie gebeur. That's it. Of Egipte, een van die twee, maar dit gaan nie Egipte wees nie. Ja. Dis nie 'n rally nie, dit is 'n Formule 1. Nee, ek weet jou. Nee, maar die enigste stabiele lande wat daar is, twee stabiele, die stabielste lande in Afrika. Ja, is Egipte en ons, maar kyk, ons baie logistieke. Snaaks genoeg, die heel noordste een en die heel suidste een. Dis waar. Maar interessant genoeg, daar's baie logistieke werk agter dit. So baie mense moan ook, ja, 300 miljoen wat ook al, hoeveel kinders kan jy voer en goed, maar ek dink julle verstaan soos wat so groot impak dit kan maak in ons ekonomie. In Gauteng in Suid-Afrika nie, dit dan of die government weer solank dit nie soos die FIFA 2010 is nie, dan kan dit 'n groot impak hê. Ja, dit 100%. Kyk, dit gaan miskien die eerste jaar wees, maar kyk, jy gaan nie 1 jaar kontrak teken, jy gaan 'n paar jaar kontrak teken. Ja. Maar ek dink hier by jaar 2 jaar 3 en goeders, jy gaan goed geld maak. Ek meen, ons het nou nog uitgewerk. Gemiddeld, né? Kom ek stel dit so, gemiddeld daar is 2000 rand 'n kaartjie. Dis min of meer wat hulle sê, hulle wil vra daaronder goed. Gemiddeld by 'n wedren oor 'n naweek is daar tussen 200 en 300 000 mense as gaan kyk. So gaan werk daai som uit. Dis baie geld. So dis geld wat inkom. Ek weet dit kos baie om die goed aan mekaar te sit en soveel ook. Maar oor 'n jaar of 2
die investment, it's gonna pay off. Ja. Dit gaan definitief. Jy gaan So nie die FIA maak geld uit die TV rights en die TV-regte en al daai goeders uit en hulle borgskappe en die land maak geld uit die kaartjies uit. Hoe werk dit? Nee, heeltemal nie. So jy het FIA maak geld en goed uit die resies uit. Hulle vat natuurlik 'n persentasie van alles, basically, want hulle besit alles. So hulle vat 'n persentasie van omtrent alles, maar ons kry nog steeds geld in. So ons kry ook regte in om hier te kom uitsaai en al daai tipe goeders en sponsorships wat op die baan is en goed. So daar is waar baie geld inkom. Verskriklik baie geld. So en onthou as jy 'n Formule 1 wedren oor 'n naweek is baie miljoene mense wat dit kyk. Dit is honderde miljoene mense wat dit kyk. En daai uitsaai regte en goed wat jy het, dis Sky Sport wat dit het. Hulle moet ook dan betaal om hier te kom inkom. En ons kry ook aan geld van hulle af. So daar is baie goeie goed vir die ekonomie ook. Nuwe werksgeleenthede. Byvoorbeeld as jy Kalaimene opsit en hy permanente Formule 1 trek. Onthou, dit is nie 'n werk wat jy een keer per jaar doen, dit is 'n voltydse werk. Voltydse werk wat jy het. Want daar's ander karre wat ook hier kom kry, jy kan weer die V8's terugkry, jy kan DTM Tour weer terugkry, jy kan die Superbikes weer terugkry. So alles onder F1, want F1 is die top tier. Top tier, ja. So alles onder dit kom nou weer terug. Dit kan alles weer terugkom. Ja. En soos ek sê, soveel duisende werksgeleenthede wat jy weer kan skep. So dis fantasties, dis absoluut ongelooflik, ja. Nou gaan ek duiwels advokaat wees. Go for it. Staal jouself. Kry vir jou 'n droë worsie. Ja, ek gaan nou 'n wyn moet. Hoe lank gaan die F1 relevant wees in 'n wêreld waar binnebrand engines toenemend besig is om mark te verloor? Interessant. Want 'n elektriese Formule 1 kar op die oomblik word Formule E word bietjie gegovern, as jy dit so kan verstaan. Ja, ek verstaan. Hulle limit die uitset vir een rede en dis om nie F1 te oorskadu nie. Wanneer word Formule E en dit gaan nie impak hê op die resies nie. Ek dink mense gaan Formule E wil kyk. Ek dink so, dit gaan net baie stil wees. Om meer gewees. Wow. Ek het al Formule E gekyk en dit is nie vir my, dis nie dit my nog nie, ja, dis baie limited. En net hierdie interessante, wel seker interessant, maar weird goeters van jy kry jou power-ups op sekere stadiums omdat jy nou om 'n sekere area met ry verder en kry meer krag en goed. Dit voel bietjie my soos iets wat jy op PlayStation moet speel of maar hulle doen dit met F1. Jy moet Nee, binne 'n sekere afstand van iemand af wees en ja, dan maar enable dis DRS. So volgende jaar val al daai goed weg, né? Met Formule 1. So 2026 Maar bietjie, wat? Ja, dit val weg. Volgende jaar is dit heeltemal anders. So Vertel my, want die DRS was vir my interessant. ja, dit val weg volgende jaar. So dit gaan nou op al die vlerke werk basies. So baie van die spanne het al hierdie jaar begin of al laas jaar al begin wat hulle vlerke so hoe vinniger jy ry, hoe meer maak die vlerk oop, so hy's meer flexible om so te stel. Dis hoe dit volgende jaar gaan werk. So daar's nie DRS meer nie, soos wat jare terug was. Daar's glad nie meer 'n DRS stelsel nie. So dit gaan alles werk op die vlerke van hulle flexibility om die ou voor jou in te kry. Dit het heeltemal weggeval. So dit is nie meer daar nie. Volgende jaar gaan dit nie meer wees nie. Dis renewable fuels wat hulle volgende jaar het. Dit is baie meer renewable fuels en goed wat hulle het. Hulle het nuwe elektriese engines wat hulle inbring en goeders. Dit is hoekom Audi weer inkom. Weer gaan deel word en goed, want dis een van hulle regulasies wat hulle gesê het hulle wil hê voordat hulle weer Formule 1 toe kom. So ja, die jaar is skan. Hierdie is die laaste jaar wat gaan gebeur. Dis interessant. Volgende jaar 'n nuwe reëls. Die enigste probleem wat ek het met Formule 1 is die karre word groter en groter en groter. Op hierdie stadium volgende jaar gaan hulle limousines ry omtrent. En nee, is regtig. Kyk, 'n Formule 1 kar, toe ek jonk was in die 90's. As jy een gesien het, jy sal nie glo klein as daai kar nie. Dis ongelooflik klein en dan sien jy ons het bestuur het. Ek en jy pas hier nou goed nie. As nie manier. Nee, is maar ouens, ja. Maar klein ouens. Klein ouetjies. Jy's maar ek bedoel maar klein ouetjies. Nee, ek is nie. Maar anyway, byvoorbeeld nou kry jy hierdie klein Formule 1 karretjies. Dis hoe dit was en hulle het V12 engines gehad, V10 engines, V8 engines. Maar hulle het nou groter en groter. Nou hardloop ons in 600 engine goed en hulle word groter. Hoekom ek dit nou sê is die groot probleem is Monaco. So Monaco het geteken tot in met 2032 wat hulle gaan deel wees van Formule 1 nog. Nou Monaco is nou. Ja, dis die probleem. Jy kan nie overtake daar nie. Jy het basies die tonnel. Ja.
Dis dit. Wel, hulle gaan nie eens meer in die torre oortyd nie. Die kar is te groot. Dis nog steeds te groot. So gelukkig hierdie jaar het hulle gesê nee, jy moet 'n minimum van 2 pitstops hê en goed. Maar Okay, want dit gee 'n kansie vir 'n verbyvat. ja, so gaan in die pits waar hulle gaan in die pits moet wen. Ja. Maar Wat alreeds amazing is. ja, daar dis ongelooflik. Ja, dit is. En dis een wat ons nie sal verloor as hulle elektries gaan nie, né? Is Nee, die ja. pitstops. Jy gaan nog steeds, ek dink die batterye gaan interchangeable wees. Ek weet nie hoe werk dit nou in Formule 1 nie. Nee, kyk, die battery gaan wees wat dit is. Dit is hetselfde wees en goed. So, dit gaan Maar nog as steeds hulle dit nou in 'n Formule 1 wil ontaard, ek meen daai battery gaan so vinnig pap word. As hulle dit elektries maak F1, nee, maar daai die battery word gecharge terwyl hulle ry. So weet jou brieke en al daai goeders. ek weet, maar wat ek bedoel is sal hy hele races kan hou, dis die ding. Ja. Ja, hy sal. 100%. Maar hy hou nou, maar ek dink is dit nie dalk die ander rede hoekom hulle hom limit nie, is dat hy die hele races hou nie, maar die output, hulle limit mos die kilowatt output. Maar ja. As jy nou F1, ek dink jy kan 'n F1 hou met elektries, weet, soos 'n all-out full speed malligheid. Nee, jy sal nie kan nie. Jy sal moet 'n interchangeable battery. Nee, want dan gaan dit anyway, Formule E wees. Dit moet Formule E, maar Formule E is eintlik die toekomstige F1. Nee, moenie ek gaan nie gooi met iets as jy dit weet. Jy kan almal wil my gooi met iets as ek is pro-elektries want dit is net ek beter. wil nie dit hoor nie. Kyk, ek is nie pro-elektries nie. Ek Ja, is ja. so teen elektriese karre en goed. Nee, maar okay, maar ek hou daarvan dat jy dat jy teen elektriese karre is want dit maak ons vriendskap interessant. Want as jy nou saam met my gestem het dan was hier nou nie 'n gesprek nie. Vertel my hoekom. Die rede daarvoor is ek gaan vir jou 'n YouTube video stuur van byvoorbeeld hoe hulle die Cobalt goeders doen en Nee, ek ken al daai goed. Ja. Nee, ek ken al daai goed. Ja. Die rede hoekom Jy praat nou van hoe wreed dit is die myn van kobalt en al daai goeters. Ja, okay, dis een rede, maar Ja. die ander rede ook is Maar ek het 'n antwoord vir dit. Ja. Die ander ding is ek's 'n baie groot kar aanhanger, maar 'n kar aanhanger met die feit dat ek hou van 'n engine en 'n siel in 'n kar. Ja. So, ek het al baie karre gery met Maar jy dink jy kan nie 'n siel in 'n elektriese kar sit nie. Watter elektriese kar het jy al gery? Ek het nou daag die Volvo gery. Die EX30. Nee, EX70 of EX60 something. Ja. Die groter ene. Ja, die groot ene. Ja, die groot ene. Okay, so jy jy het lekker groter een gery. En Nee. Nope. hoekom nie? Daar's niks in die kar nie. Hy voel vir my of hy nie 'n siel het nie. Dis die probleem. So jy soek daai Ja, okay. Weet jy hoekom sê ek so is? jy wil hy moet bietjie weier. 'n petrolkar of 'n dieselkar of enigiets. Uit 'n gearbox en uit 'n engine. Ja. En 'n internal combustion engine. Ja. Die rede hoekom ek hou van dit is elkeen is anders wat ek al gery het. Elkeen voel verskillend. Die clutch is nie op dieselfde plek nie. Die gear liewer is dieselfde nie. Die kar het 'n siel in hom. Elektriese kar, 'n paar wat ek al gery het, die BYD, nee. Het jy nie van dit gehou nie? Nee, Wat een het jy gery? die Shock, die bakkie. Okay, ek het hom nie gery nie. Ek het die Atto gery. Die Atto 3. Ek is jammer. Dit was Dit was nice. It was nice. Kyk, as ek 'n nice en goed, maar Ek raak happy as ek in 'n kar se sitplek pas. Want ek's 'n groot ou. So ek judge nogal. Kyk, mense judge het jy die Dolphin al gery? Nee, maar ek was by hom gewees. Die Dolphin wil ek nie nee, ek moenie hierdie goed sê nie, want ek het 'n kar show en die mense gaan my vloek as ek dit sê. Maar ja, die Dolphin, ja, dit is fantastiese kar. Dis Okay, die Atto 3 is nice. Ek kan vouch vir die Atto 3. Kyk, ek is soos ek sê, mense judge vet mense, ek judge karre met klein sitplekkies. Is dit hoeveel as jy 'n vliegtuig wil klim? As vliegtye ek maak seker ek bespreek reg. So dis nogal ja, ek sit maar daar by nooduitgang waar daar geen spasie is, dan maak seker my vrou is by my. Wat ek opneem in plek vat sy weg want sy's kleiner as ek. Ek dink jou vrou is daarmee jy's okay, dis net 'n vliegtuig. Ja. En my vrou verstaan my en al daai dinge. So ek's nie ongelukkig in 'n vliegtuig nooit nie. Ek moet net nie groter word as ek nou is nie. Want I'm pushing the boundaries. Letterlik. Ek gaan die biltong hier wegvat van jou af. Nee, maar die biltong help as 'n carnivore daai. Okay, ja, elektriese engines. Die rede is soos ek gesê het, 'n siel in die kar. Elke kar van my ouers. Ek het al byvoorbeeld ek het Mustangs gery wat presies dieselfde karre is. Regtig dieselfde karre, maar hulle elkeen voel verskillend. As jy hulle bestuur ook. Hulle het al twee ietsie aan hulle.
En die elektriese karre, daar's net niks nie, dis net jy trap die petrol en dan Maar hy gee gas. Jy's nie al hoorie, ja nee. Daar is nie Well, iets so opdraande nie. Nee, ek is jammer, daai die krag wat hulle kan uitgee is ongelooflik. Ja. Nee, dit is iets wat jy as jy nog nie 'n elektriese kar gery het nie, waar is die kamera? Gaan ry een en laat jy net daai krag kan voel. Daar's jou kameras. Daar's my kar. Gaan ry een en laat jy daai krag kan voel. Ek is nie 'n pro elektriese kar aan nie, maar jene. Die wêreld Wow. is plat. Die Wow. wêreld, daar is nie so iets so opdraande nie. Dit's Nee. net jy flip en almal wil jou dice. Ja, hulle kan try. Almal wil hulle kan Ek try. gaan nie ek sê maar moenie 'n dice met 'n elektriese kar doen nie. Jy gaan dit nie maak Nee, jy nie. gaan dit nie maak nie. Nee, daai goed is ongelooflik. Ja. Maar ek hou nog steeds, ek hou van die gevoel van internal combustion engines. Ek hou van die gevoel. En soos ek gesê het, ek het al 'n GTR gery, Nissan GTR. Amazing kar. En die lekker ding van hulle is elke engine is deur 'n ou gemaak. Ja. Elkeen het dit handgemaak en jy kan letterlik as die engine oopmaak of die bonnet oopmaak, Ja. sal sy signature op die engine wees. Ja. En dit sal daar staan en goed. En dis my amazing. So dieselfde ding met as mense nie weet wat 'n Nissan GTR nie, dit is 'n Nissan wat baie vinnig is om so te sê. Maar hulle kan tot vandag toe, hulle het nog nooit die kilowatts uitgestuur of die krag wat hulle uitgestuur, want elke engines verskil so baie omdat dit handgemaak is deur een persoon. Ja. Ek hou van daai tipe goeders. Ja. Ek hou van kyk jy So hou dis van waar die goed, siel hou- ek stem saam met jou. As jy kyk na daai video's oor hoe hulle 'n Bentley en goed aan mekaar sit O ja, met die handstitching. met die hand stitching en Love goeders. Dit is en hoe hulle die engines aan mekaar sit met die hand. Ek kyk tot van waar hulle die koei slag. Ja. Okay, jy kyk die uncut version. Nou ek kyk maar die in en na daai stappie. Ek wil nie die koei wat ek op sit hoor moe nie. Maar kyk ek het 'n nostalgie ook vir die gebrul van 'n lekker kar. Ek onthou my pa se lekker kar en my ooms en die motorfietsse en al die goeters en Wag, het julle Datsun 'n Datsun gery? Wat is die 230Y, 330Y? nee, Het julle nie ingery nie? nee. O, jy het baie gemis. Praat jy nou van net 'n gewone bakkie of ek ken nie Nee, daai dis 'n kar spesifieke- gewees. Ek ken dit nie. O, dis die een met die 240Y, daar sê. gee gou vir my dat ek net seker maak. Wag, want ek Datsun dink ek mag 240Y. dalk. Datsun Datsun ja, ek dink is die 240Y wat hulle gery. 241. Why? 24Y. Ja. Okay, hou vas. 24Y. Dit was nogal Dis daai ene. Hou vas images. my wou sê. Ek Daai dink ene. 240Y. So tipe ene. Nee, dis nie daai nee. Nee. Praat jy meer sporty? Nee, kyk nee, dit glad Ek nie. wil sê want ek het Datsun bakkies het ek gery met was die- canopies en julle was die- toe het ek ingery, nooit gery nie. Sien, hier is nou nie live nie. Dis wat my irriteer want as jy op live op radio is, gaan iemand vir jou nou WhatsApp en vir jou sê, hoorie, dis die 240Y wat dit heeltemal is, die 'n 240Y. 240Y, nie 24Y. Ja, die 240. 240Y. Nou vas. Dis ek wat simpel. There we go. Daar Kyk is daai hy. ouetjie. Ja. Ja. Okay. Nou dis 'n kar. Ja. Dis 'n kar, ja. Okay, nee, ek het nie. Maar dit is 'n mooi Maar kar. anyway, daar is die 240Z, maar dis nie sport Ja, weer. ja. Nee. Ek jy praat van daai tipe. Ja, daai ene. Ja. So, Ek het- presies daai ene. Wag, presies daai 120Y, daar's hy. Presies daai Ja. ene. 1977, that's in ja. Soos kom my pa het ingery. Ja. Nou ek het vriende gehad wat sê ek het nooit in dit gery nie. Maar ek het in Datsun bakkies baie. Daai klein Datsun daai staatmakertjies. Ja, die ou O, Datsun blikkie. bakkie wat Ja, nou ja. basically die Nissan bakkie was. Ja. Ja, en nou het hulle dit weer onttrek uit die mark uit, maar in elk geval. Ja. Daai was classics. O, hulle is lieflik geweest. Ja. Enigste probleem is hulle is baie gesteel. Want hulle was algemeen beskikbaar, so dit voel Ja, so. nee, Ja, dis nee. is Toyota. Nee, ek weet 'n vriend van my het 'n Nissan 1400, dis genoem het. Hy het een gery. O nee, daai ding was hulle hy was gesteel, glo my. 1400, ja. Dis 'n 1400 bakkie. Nou wat hulle op 'n stadium gedoen het is sy meisie op daai stadium het sy pa toe vir hom soos 'n wat noem jy dit 'n ding wat jy ignition afsluit.
Ja, Maar ja, jy ben nie cabio. immobilizer. Immobilizer. 'n immobiliseerde. Daar is sommer in die cabio wat sy ding het gehad. Ja. Van die mense het nogal kreatief geraak met daai. Yes, jy moet baie baie keer kreatief, hè. 3 keer 'n noot speel op 'n toonklavier daar onder die dash of iets. Yes. Jy moes letterlik jy moes letterlik 'n paar liedjies sing van Bohemian Rhapsody maar Ja. Maar hy het toe eendag gesit en ons is daar by Loftus Versveld en kry nie sy bakkie nie. Waar die hel is die bakkie? Kry hom nie. Staan nie maar oor vir die pad. Hulle het hom probeer stoot om in die gang te kry, maar hulle kon nie immobilizer kry nie. So hulle het net gestoot en los hulle maar die bakkie. Nee, dis nou genoeg. Maar anders storie dieselfde uit dieselfde vriend het 'n 1964 Ford Anglia gery. Ja. Weet jy daai met die kant wat so afgaan en die vlekjies so gehad. Ja. Weird kar, maar interessante kar ook. So hy het een van hulle gery. Dit was nou toe ons op hoërskool was, hy net na skool universiteit daar. Ja. En ons was eendag by op die koppie. En hy het ook die immobilizer daar binne gehad. En ons kuier toe, soos goed kuier, ek praat van baie meer bottels wyn as Ja, dis op die koppie, dit sê als. op die koppie. So ons het baie meer bottels wyn as dit. Nou wil ons afry van waar ons bly. En ons is ook na die terrein toe ry waar die groot shows is, die op die aarde show. Ja. Ons het daar toe ry. Yes, en ons stoot die kar wil start. Stoot hom uit, wil start nie. En ons stoot hom op by die straat, af by die straat en ons stoot hom in die kar wil start nie. En hy kyk so naderhand en hy sê so goed, sien immobilizer is wel aan. Sit hom aan. Ons lê net vorentoe, hier staan die kar. Jesus, maar ek vloek hoor. Want jy's nog jonk, jy's nog universiteit, jy het nou lekker kuier, jy het nou 'n buzz al die gang goed. Nadat ek doodnigter. Toe sê ek van, ek gaan sy naam noem, Erik. Hallo Erik. Ja, jou. Toe stoot ons gat af die hele tyd met daai kar die hele tyd. Ja. En ons kry dinge gaan nie toe hy die immobilizer aangelos, die trol. Ja, ek het hom tot vandag toe nog nie vergewe nie. Nee, ek jammer. Ek gaan nie ook nie vergewe nie. En ek was best man met sy trou gewees. Maar is seker goed wat jy nie hoef te vergewe nie. Dit bly maar op die boek. Nee, daai gaan ek. Weet jy wat hy ook gedoen het met my? Jesus, ek is nog kwaad van oor dit ook. Ons ry 'n keer in die middel van die winter ry ons met daai Ford Anglia ry ons Timbawati toe. Ja. Timbawati is net so in die Kruger Nasionale Park en waar die wit leeu's en goed is. Okay. En ons ry so deur, maar ons gaan klap Bethlehem deur so al die pad op. En ons ry so, maar dit is op 'n stadium, daar jy weet Bethlehem raak koud, dis middel van die winter. So dit is so -2, -3. Ja. Vroegoggend, 2-3 in die oggend. Yes, en hy sê vir my, "Yes, ons het 'n probleem." Hy voel die tyre is pap. Ek sê nee, asseblief nie die tyre nou pap. Hy sê nee, oor die groot issue, tyre is pap. Ek sê ek nee, fine. Hy sê vir my, "Okay, draai die venster af, kyk net of die tyre pap is of nie." Ek druk my kop uit en druk voor sy tyre is. Kyk agter toe. Daar is okay, maar my gesig vries soos amper dood. Jo. Van daai koue koue lug en goed. Ja, van daai koue lug en ek sê ja, wat doen en hy lag vir my. Dis sê van, "Nee, tyres is fine." Dis ek van, was jy al vermoor in 'n kar? Want toe wil ek kom klap met ietsie. Want dit ek my koue gesig in -2 grade en met die wind chill is dit maklik -12, -13. Jo, dis 'n wrede ene. Yes, hy's ja. Sorry, hy is 'n dominee of was 'n dominee of wat ook al. So maar hy's 'n ek het hom 'n paar keer geklap met vieslike goeters. Hy's ook 'n interessante ding. Nee, ek moet nie hierdie een vertel nie. Nee, ek gaan nie daai een vertel nie. Nee, dit gaan oor son. Jy moet niks sê. Jy moet niks sê op 'n podcast wat jy nie kan besit nie. Jy ken Sonop, die Nee, koshuis, ja. Koshuis. Ja, nee, kyk, ek net sê daar's interessante goed wat daar gebeur het. Ek weet. Ek ken nie ook alles van sê daai nie, interessante goeders, maar en as jy gewonder het van die wilde diere wat daar is, dis 100% waar. Hulle is daar. Daar is met die skells ook, hulle is daar. Daar was 'n paar interessante diere gewees. kyk, jy kry by al die goeie universiteite kry jy sekere koshuise. Ja, nee. Partykeer kom hulle so kniediep in die soos Wilgenhof by Stellenbosch. O ja, natuurlik, ja. Maar daar's van hulle wat geskiedenis opbou oor tyd en Sonop is een van daai. Ek sê nie Sonop is sleg nie, net so terloops. O nee, Sonop is fantasties. Baie van my vriende kom van Sonop. Ek love hulle. Is ongelooflike goeie mense. Ja. Ek kan altyd college ook noem. O nee. Praat van proper koshuise met stories. Nee, ek dink alle koshuise het stories. Almal het, maar seker is dit meer as ander. Ja, ek dink dit is wat.
En wat vir my interessant is, wat ek beleef het in waar is dit die Kap? So die koshuise, soos kom ons sê Boekenhout en Tables en Sonop. Hulle het altyd 'n grudge te mekaar, jy weet, daar's altyd. Ja, en hulle steel mekaar se goed te gaan te maar keer. wag tot Stellenbosch daar opdaag, nou. Dan kom met Stellenbosch se ouens aan goed, dan is hulle almal saam en soos in wat? Jy weet, so dit is baie, dan is dit weer tuks die Stellenbosch. Boeties en sissies wat beklei, maar laat dan nou iemand anders kom moeilikheid soek, dan's almal saam. Dis presies daai so. Hulle sal laasweek sal mekaar teen die kop klap die hele tyd en dan hierdie week is hulle van nee, ons is nou beste vriende ooit. Stellenbosch Ja, Maties wie? Weet jy, maar praat van waar's die Kap? Hulle is nou in die wat's nou die semies. Ja, hulle is nou in die semies. Tuks is daar. Ja. Tuks of niks. Ja, Tuks is daar. Hulle speel vandag, het hulle nie nou gespeel nie? Nee, hulle speel volgende week. Okay. Ja, moet nie sê wanneer ons rekord nie. Nee, hulle speel vandag, maar hulle speel volgende week. Okay. Wanneer ook al hierdie uitgaan, hulle speel binnekort. Maar ek gaan so gou as moontlik redigeer, maar dit is op hierdie stadium in die middel van die podcast, is dit die 2 April en dis 7:30 die aand. Okay, daar sê. Maar so as jy vir dit wat ons nie weet nie, ons weet nie wat die resultate is nie. Maar die weird vir my is ek het so min World Cup gekyk hierdie jaar. Dis vir my so hartseer. Ek was die hele tyd besig met ander goed gewees en obviously ek doen sport op TV en goeders, maar dit was baie moeilik geweest om by dit uit te kom. Maar ek moet sê hierdie jaar amper dieselfde as ek verwag het. Ek het bietjie meer verwag van die Universiteit van Potchefstroom. Hulle het nie so fantasties gedoen soos ek gewag het nie. Shimlas kon ook bietjie beter gedoen het. Hulle het 'n slegte paar wedstryde gehad ensovoorts. Maar as Tuks dit deurmaak, ek gaan nou nie eensydig wees met Tuks en goed nie, maar jy mag maar. Nee, ek gaan nie. Nee, kyk, ek mag nie span. Ek mag nie. Dit sal ongesond wees. Weet jy wat's erg, né? Omdat ek sport doen op TV, mag ek nie. Want mense gee my as ek 'n span bevoordeel. Hulle gee letterlik so vir my e-mail stuur van jy's 'n absolute dis glad nie dit. Maar maak dit nie die werk interessant nie. Dis so 'n bietjie ek hoor daai. Ek weet jy het sulke Ja, ek voel party mense ek wil hulle huise gaan af. Maar op die einde van die dag is net sport. Dit is net sport, so mense kan relax. Ek vat nie die ernstige aard daarvan weg nie, maar dit is net sport op die einde van die dag. Ja, maar nie vir almal nie. Soos gesê, ons kan kyk na hierdie wedstryd tussen Sundowns en Zebre. Wat 'n gemors. Ek was vasgevang in daai verkeer, ek kon nie gaan uitsaai nie. Ja, dit was absoluut gemors. Dit was die span van Tunesië af gewees oor ja, wat 'n gemors was daai nie gewees nie, maar ek's baie trots op Sundowns. Ja, hulle skrikkelik goed, hulle het 'n ou se lewe gered. Maar ek was vas in die verkeer, soos ek sê. ek het die video's, ek het eers die volgende dag gesien. Ek was vas in die verkeer want die stadion is reg langs waar ek uitsaai. Ja. So ek kon nie by die werk uitkom nie. Dit was nogal interessant. Ek het die volgende oggend het ek die video's gesien en goed, toe sê ek van wow, geweld. Ja, dit was baie dit het sleg gelyk tot ek daai video's sien. Dit is van so nice van 'n ou van Sundowns. Kyk, die Sundowns en die ouens van Tunesië wat mekaar beklei het en goed en hierdie ou is amper dood. Wat gebeur het met hom is hy's oorgestoot oor 'n wal en toe hang hy aan vir sy lewe. Hy sy gaai afgeval daar. Hy sou kyk, dit is 30-40 meter. Dit was hy homself doodval. Toe ek het sien ek was soos het hy dit gemaak, gelukkig het hy dit gemaak. Sundowns ondersteuner het hom kom help. Hoe goed was dit nie geweest? Daai is 'n sportoomblik, Ja, dit is so 'n goed vol storie eintlik. Dit is so fantasties. En ek meen nou soos ek gesê het, die Sundowns teen die ouens wat beklei het, maar die Sundowns die ouens wat teen hulle beklei het hy gaan help toe. Ja. En dis lieflik. Dis lekker om sulke goeters te sien. Ja. Maar dramatiese video, dramatiese foto's. Dis ook maar ongelukkig. Iemand se kind daai. Jo. Dis maar ook hooligans. Dis ongelukkig. Ons kan dit maar sê, dit is hooligans. Ja, die ouens daar buite aan die noorderkant se hekke daar met donderbuis uit mekaar het gejaag. Dit was baie erg. Ja, ek het gesien hoe gooi die flyers en goed aan. Dis my sleg. Dis regtig maar sokker. Ja. Dit voel vir my asof dit 'n deel is van sokker se kultuur. Kyk, ek het niks teen sokker nie. Ek love sokker. Ek kyk sokker elke Sondag aand. Ek en een van my vriende het hierdie ding wat ons kom by mekaar en dan kyk ons. Ek's 'n Man City ondersteuner, hy's 'n Liverpool ondersteuner. En ons beloof mekaar as Liverpool speel teen iemand sal ek vir Liverpool ondersteun, as Man City speel teen dan sal hy vir Man City ondersteun. So ons hierdie ding wat ons by mekaar kom goed. So ek is baie groter sokker. Love it. Man City doen nie so great nie. Ek is baie hartseer daaroor, maar Liverpool doen fantasties. Maar so
ek glo nie alle sokker, dit is dieselfde met enige sport, nie almal is hooligans nie. Jy kry so klein vrotgroepie altyd. Ja. En dit versier alles vir almal. Dis baie keer soos ek het hierdie vrou geken van die beeld af. Kan ek maar die naam beeld. Ja. Sy het my Jy kan noem wat jy wil. Ja, ek noem my. Jy Sy het my kan vertel enigiets sê. hierdie storie en ek het niks teen Afrikaners nie. Ek is Afrikaner. Ja. Wel, sê my Portugees, Afrikaans, maar anyway. Praat jy Afrikaans van Europese herkoms? Ek praat Afrikaans van Europese herkoms, ja. Net onlangse Europese herkoms. Maar anyway. Die mense maak dit so kompleks. Ja, maar dit is nogal kompleks. Ons het 'n komplekse agtergrond. Ons het 'n komplekse agtergrond. Baie maar dis kompleks. Baie eenvoudig. Praat jy Afrikaans Europese herkoms? Is daar Europese herkoms in jou? Ja. Praat jy Afrikaans? Ja. 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 Was jy geforseer om Afrikaans te praat? Maybe. Maar jy is mos maklik om Portugees te praat, jy weet mos. Nee. Jy gaan mos potage, tomate. Ja. Weet jy, tomato, nee. potato, tomate, potage. Nee, jy praat nou absoluut. Ek maak 'n grap. Maar jy weet mos wat sê hulle van Portugese. Hulle kan nooit 'n sokker Nee, ek weet baie dinge wat sê hulle van Portugese, maar ek is bang ek kry jou nou verkeerd. Nee, maar jy weet wat hulle sê mos Portugese gaan nooit 'n sokker wêreldbeker wen nie. Ja? Want by elke korner wil hulle winkel opsit. Ja, ek ken daai hè. Ja, ek ken daai. Ek ken hom. Maar jy weet daar's baie sê goeders oor almal, né? Portugese, Afrikaners. Ja. Die ander een is Nederlanders. maar kyk, hier is my pa, my pa kom van die Portugese kant af, my ouma is Portugese. Ja. Hy vertel my hierdie storie, soos hy ou lê in die bed, Portugese oomie. En hy is op sy bed, Ja. en hy vra, "Daughter, are you here?" Sy sê, "Ja, I'm here." Vra, "Son, are you here?" Hy sê, "Yes, I'm here." Sê, "Wife, are you here?" Sy sê, "Ja." Sy sê van, "Okay, but who's looking after the shop?" Hoorie maar ons almal het groot geword. As jy in Suid-Afrika groot geword het voor ek dink dit in 94 begin verander. Vir een of ander rede. Jy kry dit nog, maar is 'n daai familie Portugese winkels en Griekse winkels, die kafees, jy weet, tradisionele kafee, 'n cafe. Daai is wonderlike herinneringe. Die kafee waarmee ek groot geword het, né, oor kan die straat van waar ek gebly het, waar ek groot geword het. Ja. Bestaan nie meer nie, hy's platgeslaan, soos in letterlik al hoeveel jaar iemand het beplan om iets te bou en het nooit gedoen nie. Maar daai kafee is gone, soos in Ja, is nog hard, maar baie van Dit is hulle bestaan amazing. nog eintlik, want ek kan onthou toe ek baie klein was na kerk, het ons na hierdie Griekse ou toe gaan. En hy het 'n groentewinkel gehad net so buite kant Harties. Ek kom van Harties af. Ja. Ellert. So hy het so 'n groentewinkel gehad net en almal na toe gaan. Na kerk was daai plek vol gewees en al wat ek kan onthou van kleins af, hy sê die hele tyd van box. Ja, dan laai iemand se goed die in. groente en goeders in Ja. die boks sit en ek kan onthou tot vandag toe nog. Na kerk gaan jy daartoe en jy gaan koop jou groente en goeders vir Sunday lunch of wat ook al. Ek het dit gehad want dit beteken ek gaan boontjies sny tot fucking 3 uur die middag toe. Dit het ek gehad en wortelskil en aardappelskil en goed, maar ja, dit was baie en ek kan onthou in Hartie self ook, daar was 'n baie Portugese plekke gewees. Daar's nog steeds 'n paar Portugese plekke. En die Spar self daarso was deur 'n Griekse ou besit. Ja. So die Spar self was 'n Griekse ou gewees. En hier is nog steeds hierdie wonderlike plek hier naby ons. St George's Cafe. Maar 'n Spar is nie meer 'n kafee nie. Dit is 'n want ek was by 'n Spar in Sutton Ridge, daar in Heweloord. Dis ook Portugese mense wat dit besit. So die Portugese mense het wegbeweeg van kafees af na groot ja, hulle het nogal retail winkels, maar 'n kafee. Yes, daar's magic aan 'n kafee. Ja, nee, maar weet jy wat die lekkerste van 'n kafee wat ek altyd geleer? Jy het nooit klein geld gekry by 'n kafee nie. Ja. Nooit. Jy ken daai ene. Ja. Dus jy kom aan, jy koop 'n Vir paar die chappies, ja. Geef jy Take two chappies. Take two chappies. Fine. Nee. Maar dit nie nodig gehad om my aan te bied, want ek het altyd daarvoor gevra. Nee, met my was dit moeilik geweest want my ma was en waar's die R2? Nee, hy het my chappies gegee en sê van gaan kry daai R2, ek sê jy R2 terug. Want in die 90's is R2 baie geld geweest. Ja, maar dis 'n klein huisie vol chappies in die 90's. Ja, jy het so 'n handvol gekry. Take chappie. Ja. En hulle sê nie vir jou soos hierson nie. Hulle sê jy druk jou hand aan daai, hulle het 'n plastiek ding gehad. Ja. Druk jou hand aan en gryp soveel chappies wat jy wil en dan gaan jy. Ja, so die chappies was tender geweest en ek onthou nog dit was ek dink op 'n stadium ek weet nou nie of ek nou lieg nie, maar as ek reg onthou kon jy 2 chappies vir 'n sent kry. Ja, dit was toe ek jonger was byvoorbeeld ek dink hier in die
1994, 95. Soos dan het jy die groot Vicks chappies gehad. Ek weet nie meer. Daai groen is. Hulle was duur geweest en was 15 cent. Mense gaan 15 cent van daai. Ja, is magic. Maar ek weet nie ons klink nou baie oud hier so. Hoorie, maar ons het goeie tye gehad man. Eers die bottels gaan inruil, glasbottels. Ja. Jy het nog 'n 3 liter glasbottel Coke gekry. Ja. Ek dink jy kon groter ook kry. Ek dink daar was groter, maar ek kan nou nie reg onthou nie, maar ek weet daar's 3. 'n 3 liter. Glas Coke bottel. Ja, wat lyk soos die klein glasbotteltjies wat jy vandag kry. Daai ding 3 liter. Ja. Hy lyk presies dieselfde, lekker vet, 'n bil. Weet jy wat snaaks? Ek weet nie of jy kan onthou, daar was nie diet goed geweest nie. Enige diet goed was 'n Tab. Ja, Tab was groot. Daai ding geweest en almal al die vrouens het Tab gedoen. Diet nie, dit was net omdat dit lekker was. Ja, party mense het daarvan gehou. Ja, ek jammer vir daai mense, dit was nie lekker. Om vir mense te verduidelik hoe Tab geproe het in die 90's. Tab was letterlik soos Coke met Canderel. Dis vir my geproe het. Ja. Maar dit was uniek. Tab was lank. Yes, ons het. Yes, hy was lank. Nou dat jy Tab gekoop net omdat dit lekker was. Ja, ek kan onthou my ma het altyd nou skop 'n Tab met brandewyn. Maar dis nie so lekker soos Coke nie. Nee, hy was glad. Maar Coke vandag, net vir die kinders wat nou vandag luister. Glasbottel. Not the same. Ja. Coke vandag is not the same. Dis nie dieselfde ding nie. Toe ons kinders was, daai Coke wat ons gedrink het toe ons kinders was. Ja. Daai Coke kry jy nou net in Mexico blykbaar. Ja. So dis half soos 'n drug trade. Jy gaan hom moet invoer vanaf. Nee, dis weer dit werk. Jy gaan vir jou 'n mail moet kry om in vlieg. En Coke was die grootste koeldrank geweest in Suid-Afrika daai tyd. Almal het Coke gedrink. Coke was die ding geweest. Coke was die ding. Coke was die ding. Almal so wat soek jy? Coke. Pine Coke, al die begin. En ek moet sê soos jy sê, dit was nie dieselfde geweest. Dis glad nie dieselfde wat dit nou is as wat dit was. Dis was regte suiker. Hierdie is nou suiker maar afgewater en hulle elke nou en dan hulle doen dit in sulke stappies oor 'n baie lang tyd dan verlaag hulle die suikerinhoud. Plus ons sin was in glas en niemands maarder nie. Kom ons wees nou maar eerlik. Ons sin was in glas geweest. Jy het die ander onthou daai groot blikke wat ons gekry het op die stadion. Van die Coke blikke. O ja. Daai massive blikke. Betaal R1 meer dan kry jy soos 'n Ja, dan het jy so geel streep by. Ja, daai extra. Ja. En daai het gekry, dit was in die later 90's goed, maar ja. En onthou jy Fresca. Was daar nie 'n advertensie, wat was dit? Mellow Yellow? Dit was Mellow Yellow geweest. Ja, was Mellow Yellow. En dan Nothing Tastes Like Fresca, maar dit was 'n Britse akteur wat die advertensie gedoen het. Fresca. Nee, dit is Mellow Yellow. Ja. Nou die ander was so in die hulle was op 'n wat noem jy dit? 'n strand. Ja. Nothing tastes like Fresca. Nothing tastes like Fresca. Ja, maar dit is ys. Ja, dit is so ys oor die ding gehad. Wag, ek vinnig kan kry. Ek het nou gaan soek vir Fresca actually. Dit is so moeilik om dis probeer nou weer Fresca met 'n CA, né? Ja. Cuz That's cause nothing tastes like Fresca. Yeah, that's cause nothing tastes like Fresca. Maar daai Britse aksent. Hoekom het hulle dit van die mark afhaal? Fresca. Why was Fresca? Kom ons vra vir Gemini. Why was Fresca taken off the market? Kom ons kyk. Ek kan nie glo gebruik Gemini nie. Hy's nou tans die beste een, hè? Hy is die beste een, maar baie mense sê hulle steel jou inligting en al. Ag, nonsens man, almal steel jou inligting. Dis as ek al gedoek sien soos nee, as jy inligting sin. Ja, almal het klaar inligting. Ja. Hoekom dink jy hulle elke dag en sê hoor jy wil jy hierdie polis koop? Hulle weet. Weet jy wat die ergste? Ek het nou daag SIM-kaart. Jenne tog. Jy weet hierdie ouens wat jy altyd bou en sê hulle wil hierdie goed nie verkoop. Ek het nou nog net 'n nuwe SIM-kaart gaan koop. Daai wat jy sommer by 'n winkel gaan koop daarso vir R2 of wat ook al. Ja. Gaan koop hom ons so doen die Rika en goed, sit hom in. 2 ure later, bel iemand my. Hello, do you want a policy for wat? Waar kry jy die nommer vandaan in die eerste plek? En wil hulle klaar polis in my verkoop. Hoe? Ja, nee. Hulle het almal deeldata. Unofficially. As jy by 'n estate inry en hulle vra jou ID en hulle scan hom en hulle het 'n foto daarvan jou, dan beteken die inligting is klaar daar by hulle. Hulle het nie afgelaai van die internet af nie. Hulle dis klaar alles gedeel. Interessante ding oor daai. Ons het so rukkie terug het ons 'n ander uitgehad met 'n persoon wat gepraat het oor die Poppy Act wat hulle het gedink hierdie is teen die Poppy Act. Poppy Act is nie teen nommers verkoop en al goed nie. So al daai goed is nog reg. Ja. So jy kan nog steeds oproepe vervang en al daai goeders want dit is nog deel van in wetgewing van die Poppy Act. So mense wat dink, die Poppy Act help nie,
Poppy Act help nie vir dit nie, want hy is nie, dis nie Daarvoor deel van die, gemaak so cold calling en daai goed is nie deel van die Poppy Act nie. Dis belaglik, né? En ons het gedog dit gaan ons red. Ja, Dit gaan ons nie red nie. Ons is maar jy kan nog steeds Truecaller. O, ja, ek Truecaller al die pad. Ek is 'n Enigiets betaalde wat- kliënt. Enigiets wat lyk so spam blok dan. Ja. Nee, ek is 'n betalende kliënt vir Truecaller. Ja, nee, kyk, Truecaller kan almal al die geld wat ek skuld kan Truecaller vat. Daar's hy, citrus Wag, flavored drink. Ek dink ons moet die podcast stop. Ons En dit is, was 'n Coca-Cola company produk. ons moet die podcast stop, ons is oud. Dis Ons- jy ons se praat- kom met aangaan. Ons kan die inligting invul wat die internet nog nie het nie, want die internet het uitgekom toe ons 92, 93 toe hy begin spoed kry. Ja, kyk. Stadig verseker begin spoed kry. Het eers eintlik spoed gekry in die middle 90s. Ja, dis interessant. My pa het toe vir 'n datamaatskappy gewerk in Suid-Afrika. So ons is een van die eerste mense in Suid-Afrika wat internet gekry het. Ja. Maar het jy nog die dial-up gekry. Ting ting ting. En dan was 'n interessant, daai tyd was daar 'n program al klaar op die internet gewees. Ja. So jy het Netscape gebruik. Mense wat nie weet wat Netscape is, dis wat jy gebruik het soos Google vandag. Ja. Jy het dit gebruik en daar was 'n webwerf wat jy in kon gaan het wat jy kon games download. Sy naam was Happy Puppy gewees. Ja. En jy kon Happy Puppy toe gaan, dan kan jy demo games gaan download. Maar ek meen as 'n game soos 1 meg groot is, dan vat dit jy amper 'n dag om Om dit te download. Ja. Of jy het 'n tool gekry as jy net byvoorbeeld 'n webwerf wat vir jou interessant was en dis voor die dae van dynamic web pages. Dan met jou R7 dial-up. Want jy het mos daai R7 dial-up call. Ja, dit Wat was Telkom dit was met ingestel Telkom het. gewees, ja. So sekere ISP's dan bel jy, dan solank as wat daai oproep duur kos hy net R7. Ja. En nou wil iemand in die familie bel, Ja. dan moet jy neersit, dan moet jy weer bel en dan word dit nogal 'n storie. Maar in elk geval, dit was maar vertraagde dae as jy mooi daaroor Nee, dink. weet jy wat se irriterendste ding? Ek wou baie stadium op 'n stadium toe dog ek toe kom Duke Nukem uit. En Lekker. ek wil Duke Nukem se demo kry, die een wat hy in LA gedoen het. Ja. En hy's 5 meg groot. So hy's Ja. massive vir daai tyd. En ek begin hom te download. Maar so 7:30, 8:30 die aand. Ja. Hier besluit my ma, so 2 ure in. Ek wil nou vir Tannie Elna bel. Ja. Tannie Elna, ek het jou naam gesê, sy geneem met hierdie goed. Ek wil nou vir Tannie Elna bel en hoor hoe jy naweek se braai. Tas die foon op boom, daar's dit klaar. Nou moet ek weer van voor af begin. Nadat jy 2 ure in daai ding gesit het en gewag het vir daai download. So ek dink die jong kinders verstaan hoe. Maar hulle verstaan nie die waardeur ons is nie. Ja. Radio Woods, Amazeballs. Ek het net nooit 'n behoefte gehad om toekenning te kry of te wen of genomineer te word. Dit was ek sou nie ingeskryf as ek nie moes nie. Ek dink byvoorbeeld met radio is En ons gaan hierdie jaar weer moet. ja, alweer. Ja, mense gaan kwaad is my oor alweer. Jy het laas jaar gewen. Ja, ek het laas jaar gewen beste producer vir Energy. Ek onthou. Ja. Ek was eers daar gewees hè. Ek ook nie. Ek was ook nie daar gewees nie. Maar dit Maar lank dis my gevat. ja, dis my tweede een wat ek gewen het. Ja. Well done. Nou verlede jaar se was hulle het ons so lank gevat om uit te kom met die Ja, resultate. dit was 'n weird situasie daai Ja. gewees. Ek was En niemand het nog vir ons verduidelik wat daar gebeur het nie. Nee, ek dink gaan oor sponsorships wat dalk 'n probleem was want soos ek gesê het, hulle het die nominasies uitgestuur maar nie die helfte van die nominasies uitgestuur. Dis ons van okay maar nou wat nou? En eers het dit laat gevat, dit was soos 2 of 3 weke laat gewees wat Met die nominations en Met toe die is hulle laat met ja. die aankondigings was nie laat nie, dit was net laat om aan te kondig wanneer dit gaan gebeur. Ja, dit was 'n baie interessante en weird situasie geweest. Die ideale radio awards vir my of enige toekenning in die industrie sal wees laat dit genomineer word uit die industrie uit. Dis so fantasties. Dat jy nie self nomineer nie. Maar ek neem aan dit sal baie moeilik wees want al die stasies se mense sal hulle self nomineer. Dit is 'n ongelukkige ding, ja. Maar hulle moet dit ook so maak soos kom ons sê ek sou dit meer independence wat nou is. Ek Ja. voel nie dat dit is so jy moet doen, maar ook maak dat byvoorbeeld kom ons sê 'n kommersiële stasie of persoon wat 'n kommersiële stasie moet 'n persoon nomineer of 'n groep nomineer of 'n program nomineer wat campus is byvoorbeeld. So dit nie betrokke is met syne nie. Wat dis hoe dit gaan met die judging, maar
ek dink nominasies het jy gesê, sal ook 'n beter opsie wees om dit te werk. Op hierdie stadium jy weet hoe werk dit nou. Ons moet letterlik 'n klomp audio getrek en gaan sny en vir hulle instuur en luister 'n klomp mense. En ek voel ook dit is reg nie, want die ouens stuur regtig wat ek al gesien het en dis ongelukkig so die ouens cheat. Hulle sal goed gaan opneem en dan dit instuur en ek kan nie daarvan nie. Ek meen dit is nie reg nie en it's not in the game. So dit gebeur ook, maar ja, soos jy sê, ek sê saam met jou nominate someone. Jy luister na iemand anders show. Kom ons sê hulle stel jou aan. Jy moet kommersieel luister en jy moet na hierdie show luister vir 'n maand lank en dan kan jy besluit yes, nominate or nominate not. Jy moet daai tipe keuse. Andersins, ek weet nie, dit is 'n moeilike ding. Dit is baie 'n moeilike ding. Want ongelukkig kry sponsors as hulle van nee, maar hulle nie van daai eens nie. Ja, ongelukkig. So maar die lank en kort by my is ek sal nie myself inskryf as ek nie in al die stasies is daar hulle sê vir die mense hulle moet inskryf. Ja, die ding is hoekom dit gebeur, dat mense nie verstaan hoekom hulle dit is 'n bemarkingsdoel. So ek dink baie van die stasies sê oor die gaan skryf dit daai goed, dan gebruik hulle sê oor ons het nou 100 nominasies skryf hierdie ding, dan gaan verkoop hulle dit so. Ons nou 100 nominasies kry, so ons het obviously. Maar ek weet nie of dit altyd werk nie, om eerlik te wees. Ek dink meer dit gaan oor wie jou luisteraars is. Ek weet van 'n baie klein stasie in Johannesburg wat eintlik fantasties doen met hulle selfs en hulle werk op 'n verskriklik klein niche mark, maar hulle doen dit 100% goed. Ja. En hulle werk op daai niche mark en hulle kan in daai niche mark inkoop en die mense koop in hulle in. Hulle sê hulle is nie 'n stasie wat massiewe awards wen nie. Maar wat hulle doen is fantasties. Hulle doen fantasties goed en hulle sales wys dit ook. So hulle return of sales lyk fantasties. Ja. En ek dink dit is wat jy moet op fokus. Jy moet nie net fokus op al hierdie, kom ons sê jy gaan na 'n radiostasie, hulle het 300,000-400,000 luisteraars, maar jou return wat jy kry as jy een of ander campaign met hulle doen of 'n advertensie, jou return on sales of jou return on your advertising is net 20 leads of 30 leads vir 120,000 rand wat jy uitgehaal het. It doesn't make sense. Ja. So jy moet kyk op niche markte ook en waar ouens niche situasies het en even niche shows in sekere markte en goeders. Fokus op dit as jy nou byvoorbeeld in sales ingaan en fokus liewer op dit as jy fokus op mense gaan jou oor 200, 300, 400,000 mense gaan jou hoor hierdie dag. Gaan nie beteken jy gaan sales maak uit dit nie. Dis die ander ding. So jy kry ook twee verskillende goed. Jy kry jou wil jy sales maak uit 'n ding uit, wil jy kliënte kry uit 'n situasie of wil jy net brand awareness doen? Ja. So dis twee verskillende goed. As jy brand awareness doen, yes, go for all means, gaan vir die 400,000 en hulle hoor jou produk heeldag allank en hulle hou dit in hulle kop. Ja. Maar as jy nou mense wil trek, moet jy kyk na iets kleiners en meer in 'n niche mark inwerk. Ja. Dit is eintlik hoe radio werk. Ja. So ja. 'n Goeie voorbeeld van daai brand awareness ding, daai pineapple. Ja. Dit's 'n briljante campaign. Dit is ja. En met tye maak dit mense gefrustreerd want hulle het mos daai stiltes gehad wat hulle geborg het. Ja. Hierdie stukkie vrede wat ook al. Maar ja, sulke goed werk. Dit is veral kyk ek het al honderde duisende radio ads saam gedoen. Wat baie mense ook vergeet in radio ads is hulle gaan in, hulle is ook die normale radio ads soos kom vandag na ons toe, bestel vandag hierdie, dis nie 'n radio ad wat gaan werk nie. Jy moet iets Jy sê dit 'n baie goeie aanbod is, dan werk dit. Ja, kyk, 200 jy koop 'n nuwe Renault Kwid vir R200. Yes. Dis wanneer hy gaan werk. Dis dit. Maar anders dan moet jy moet bietjie kreatief dink en uit die boks uit dink en goed. Jy stel dit so jou radio ad as jy nou byvoorbeeld 'n radio ad het. Hy gaan lê in 'n groepie in 'n klomp ander radio ads. As jy net daar gaan sit en sê, hoorie, kom vandag na hierdie plek toe en bestel hierdie en goed. Daar's 4 ander ads vir dieselfde ding gaan sê. En dis presies dieselfde tone, hulle het altyd gaan op 'n high energy en al daai tipe goed. Hard sell en Ja. As jy iets anders bring, iets quirky, iets funny, al daai tipe goeie, soos
almal kan onthou die FNB ad van Steve wat hulle bou. Ja, ek was Werner. Ja, Ja, onthou jy dit? ja. Exactly, jy was daar gewees. Ja. Maar dit was Werner van Biebank. Steve van Biebank. mense kan dit onthou. Mense Ja. kan en mense kan onthou 224. Ja. Waar is die 224? ja. Met 224 gerieflike kamers langs Loftesweg. Ja. sien hulle kan sulke goed onthou. So maar modern werk nie meer so nie. So daar's baie ouens wat nou hulle probeer jingles en al sulke goed insit. Jingles werk fantasties want dit sit in mense kop vas. Ja. As jy 'n liedjie kan kry goed, maar Maar hy werk net vir 'n sekere tyd. vir 'n sekere Ja. tyd dan raak jy geïrriteerd. Ons kry klagtes oor mense wat sê hoorie as hulle nou weer hierdie ad hoor, Ja. dan gaan hulle letterlik die stasie af. Ja, maar weet jy wat, nou daai luisteraars is goud werd want dis ouens wat Hulle hou nog aanluister. hulle hoë time spent listening. Ja. Daai is TSL, ja. Dis die hardcore Ja. radio. Hulle luister luisteraars. dwarsdeur. So hulle hoor daai ad baie meer as wat ander mense. Weet jy hoor. wat? Maar jy wil so jy moet byvoorbeeld sodra jy my ideaal is wanneer ek ads en goed skryf. So ek het 'n paar gedoen wat vieslik was. Om eerlik te wees vieslik. Ek het 'n ad een keer geskryf oor 'n ryding. Soos wat ek geskryf het is Seksuele innuendo. ja, massive seksuele. Verskriklik. Dit was so Seksuele ondertone Alle- werk in enige Hulle het advertensie. hom gespeel na ad het 100% Terrible so. maar dit doen. Dit was 'n ad wat in die Kaap gehardloop het en is die oom gaan na die tannie toe of nee, die tannie gaan na die oom toe. En sy sê, "Hoorie liefie, wil jy gou saam met my parkie toe loop?" En sy van, "Ek loop nie." Dan sê gaan sy volgende dag en sy sê, "Hoorie, hallo liefie, wil jy gou saam met my winkel toe loop?" En sy sê, dan sê hy, "Ek loop nie." En dan volgende dag gaan sy weer, "Liefie, wil jy gou saam met die honde gaan loop?" En sy sê, "Ek loop nie." En sê, "As jy wil ontslaa raak van jou nie lopende ryding, kontak ons." En daai die mense nou het gelaf. Hulle is so seentjies, dit is koekies van al daai tipe goed. Sien daai goed word onthou. En Ja. maar dit is die goed wat mense moet doen want ek sê mos jou ad kan so maklik verlore raak Ja. in 'n bracket of op radio. Ja. Weet jy wie doen nogal die jingle ding baie goed? Hoe jy by kos. Ja, wel, okay, hulle doen. Maar ek praat nou eintlik van watter land? En ek praat nou van 'n land, Okay. Nieu-Seeland. Jesus, hulle is lief vir 'n jingle. Ja, nee, ek het al gehoor, ja. Nee, En hulle gooi hom en hulle dis interessante goed. Ja. Hulle het sulke advertensies vir forklifts. Ek het lanklaas 'n advertensie op Suid-Afrikaanse radio gehoor van 'n forklift advertensie. ek moes 'n nou verkuister besigheid. Ek moes nou gaan doen en hulle het gevra om een te skryf. En Ja. van, hoe moet jy 'n volklif interessant maak? Ja. Dus ek van maak jy dit ja. Ek Maar hulle het so Crown forklifts onder andere in Nieu-Seeland. For what lifting it up and putting it down. En so is 'n kostelike ding. dit is nogal so interessant hoe radio verskil oor Suid-Afrika, Australië, Engeland en ander plekke en goed. Ek dink ons het baie meer 'n Engelse aanslag as ek al geluister het na party van die radio daar. Maar ons het 'n baie unieke radio landskap ook wat ek Verseker. dink. Ja, dit is absoluut. Ja, ons het 'n klank wat jy nie oor see kry nie. Nee. Dit is glad nie kry nie. Jy kry sekere van die stasies so wat 'n oorsee se klank probeer oordoen. Ek is nie mal daaroor nie. Ek hou van 'n trots Suid-Afrikaanse produk wat maar Ja. ons het 'n baie unieke radio landskap en dit is fantasties vir my. Ja. En ek kan ook nie verstaan soos hoekom moet almal hulle ek dink jy was ook by die radio hoors gewees, so jy gevra het soos why do you do the radio voice altyd soos in welcome to 5FM today and you're listening to jy weet why do that? Praat Ja. soos 'n normale mens. Ons het die ding wat ek vir ons leer is ek sit vir 'n tannie Sunny daarso wat min of meer jou luisteraar is. Sit daar in die hoekie en jy praat met haar. Ja. En soos dit jy normaal praat en goed, wat Ja. mense gemaklik voel. Radio moet gemaklik voel. Ja, Jy ja. moet nie uitgestres word nie. Jy wil dit byvoorbeeld in 'n shopping center luister, of jy wil gemaklik voel as jy by die werk is en dit luister. Maar party mense en as ek praat nou spesifiek van omroepers. Veral in die Amerikaanse mark word groot met 'n sekere styl. En ons het dit lank gehad by 5FM ook. Jy word groot met 'n sekere styl en dan ja. ja. En daai styl het nou by 5FM oor jare verander en nou Ja, bestaan ja. dit glad nie meer nie, maar daai styl in rolprente ook word dit
oor en oor ook gedoen en dan kry jy daai in Amerika is daai cowboy stem, jy weet. You're tuned to W1F whatever. Dan gaan hulle Listen to our radio today. Yeah. Welcome, listening to en hulle trek Nickelback. ons, hey, now it's time for your favorite radio. Yeah, let's go. Yeehaw. En dit is ook lekker as iemand dit goed doen. Maar jy moet dit dan geniet as teater, want dit is fucking teater. Die 100, ja, nee, 100%. Dit is 'n show, dit is 'n show. Dis 100% 'n show en jy kry ouens wat dit goed doen en dan kry jy die ouens wat die mold breek en dit was ouens soos Howard Stern. Ja, En hy praat dan nie van sy vulgariteit nie. Hy praat van Wat hoe sy interviews en sy stem is nie aangeplak nie. Nee, glad nie. Hy praat direk en hy praat gemaklik Ja. met mense. Dit is Hy kom net baie naby aan die mikrofoon, jy weet. Ja, hy's altyd daar. Maar hy het nie diep stem nie. Hy's net 'n gewone Maar sy gesprekke, dit is hoekom hy so groot Ja, is. ja. Byvoorbeeld hy wel, ek weet hy is nie meer op radio nie, sover ek weet, is hy nie meer op radio hy nie. is Maar ek dink hy's nog steeds op ek dog hy doen nou net die Howard Stern show op hierdie stadium, maar dit is ook hy maak miljoene daar. hy's nie op FM nie, hy's op Ja. Sirius XM, ja. Yes, there we go. That's it. Ja, so maar Maar dit is radio is net ander golflengte. exactly, Ja. maar ja, dit is Nie ons tradisionele FM nie. Ons is baie geleerd toe ek geswaat en goed het van Howard Stern se veral sy interview tegnieke en goed wat. Ja. Dis 'n ding wat jy moet leer as jy ook op radio is. Maar hy's 'n groot props ou en hy Ja. daai taktiek begin van jy het 'n sidekick wat nie 'n sidekick want sy's nie regtig 'n sidekick nie, maar O ja, nee, sy's nie by hom nie. Sy sit Ja. nie langs hom nie. Sy's nie 'n co-host in daai sin nie. Sy's eintlik sy gewete. ja. Sy's so half in sy Howard, what are you doing? ja, presies dit. En sy sit letterlik nie langs hom. Sy's half sy producer daar in 'n boksie. Ja. En ons het nie dit. Hulle het daar's ouens wat dit al probeer het, maar hulle kry dit nie reg nie want ons ateljee's is nie so gebou nie. Nee, ek weet wat's dit? Kansel, hulle het ek weet hulle het seker booths en goed. Ja. Maar ons nie, ons doen letterlik alself. So Ja. wat baie mense nie weet nie is as ons op 'n radio is, ons doen die bord self, al daai goeie. Ja. Ons doen ons prep as daar ouens inkom om te kom praat oor 'n liedjie wat ons doen al daai goed self. Dis Ja. nie no one does it for us. Ja. Ek sou lieflik wees as daar iemand is want dit maak my werk baie makliker. Dis wat kommersiële radio nou natuurlik anders maak. Is, Ja, kyk, vir die breakfast in die afternoon drive is daar ordentlike Ja. producers wat daar is en dienste hulle kan aangestel cut en word. goed op dieselfde tyd, maar ja. Maar die producers wat dit doen sal sê ons word nie genoeg betaal nie. ja. Ek het daai werk ook vir 'n ruk gedoen. Ja. Ja. Production. Ja. Maar radio ons moet eintlik 'n sessie hou waar ons kry 'n paar ander ouens in die industrie ook by. Dan hou ons 'n radio only gesprek. Kan ek sê wie ek nie daar wil hê? Jy kan sê wie nie wil. Maak gaan die lys, ons net weet wie. Ja, nee. Nee, kyk, die radio-industrie is baie klein. Mense weet dit nie. Dis verskriklik klein eintlik. Soos baie mense ken mekaar. Hulle verstaan ook nie soos mense wat ons as gemeenskap, ons ken nie kommersiële ouens. Ons werk baie keer saam met hulle, ons doen werk saam met hulle en selfs met campus daar bietjie minder. Ons werk hier regtig baie met campus ouens nie, alhoewel ons van campus mense gebruik om oor te kom na ander stasies doen goed, maar die res PBS, commercial en ons almal werk nogal, almal ken mekaar basically. So hulle weet van ons weet van hulle, ons doen werk saam, al daai goed, veral as jy voice-over werk doen en advertensies en al daai goeters. We know each other. It's always there, ja. Hoorie Jock, baie Dis amazing. dankie. Kom ons shorts net so half in die laaste druppeltjie. Ja, ek het so 'n druppeltjie daar nog oor. Shorts. Cheers. Dankie. Dankie vir jou. Ons selfs weer. Definitief. Ja. Dankie man. Dis die einde. Dit was awesome geweest.